Goeiemôre vriende, broers en susters. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my 'n groot voorreg om weer opnuut met julle te praat oor die woord van God. Vriende, mag ons elkeen deur die werking van die Gees versterk word in ons geloof. En mag ons deur die Gees wat in elkeen van ons hart en verstand is, die voete, die hande van Jesus Christus word in hierdie wêreld. Gemeente vriende, ek gaan nou vir ons die fotum en die seëngroet uitspreek, waarna ek vir ons 'n gebed gaan doen. Net voordat ons die gebed gaan doen, gaan ons dan ook vir ons kers aansteek, wat simbolies is van ons gebruik in die gemeente, om kerse aan te steek. En soos ek die kers aansteek, vriende, wil ek vra, dat u sal daaraan dink, aan die mense wie in nood verkeer, wie hartseer is, wie miskien alleen is, en mag ons hulle in ons gebede aan die Here opdra. Ontvang nou die fotum en die seëngroet. Gemeente, die Here Jesus sê, ek is julle toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore is, voordat ek die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is ek God. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ek steek nou vir ons die kers aan, en soos ek die kers aansteek, dink ons in ons gebede aan die mense wie ongelooflik swaar kry op die oomblik. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie vir die groot voorreg dat ons vandag in gebed voor U kan stil raak. Dat ons, al is ons in ons eie huise, saam kan wees, een in geloof, een in belydenis, een in Christus. Ons pleit, Here, ons vra, dat U ons vandag, te midde van hierdie ongelooflike moeilike omstandighede, dat ons sal hoop kry, insig kry, wysheid sal kry, die nodige krag sal kry, uit U hand, en dat ons daardeur kan besig wees in hierdie wêreld, as U voete in U hande. Mag die wêreld, wanneer hulle na ons kyk, grote God, iets van Christus raak sien. Nou, ons gaan ook vandag uit U woord lees. Ons vra, ons pleit dat U hierdie woorde lewend in ons harte sal maak. Ons gaan ook vandag weer die voorreg geniet om te sien en dan skou hoe die sakrament ingestel is en gebruik word. Mag ons ook daardeur versterk word. Mag ons ook deur die nagmaal U dade aan die kruis en by die oopgraf in herinnering bring. Ons bid ook vandag aan die mense wie swaar kry, die mense wie siek is, die mense wie alleen is, die mense wat te midde van hierdie pandemie hard moet werk en hulle lewens op die spel plaas. Mag U met ons wees, mag U met hulle wees, en mag U, grote God, ons deur hierdie moeilike tye begelei. Dit bid ons, dit vra ons, dit pleit ons alles deur U Gees. In die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Gemeente, vriende, broers en susters, U, soos ek het gedurende hierdie grendeltydperk, nog ons baie tyd op ons hande. Nou, persoonlik is ek besig met die kinders en moet ek seker maak dat hulle in 'n roetine bly. Maar wanneer ek so hier en daar 'n kansie kry om my eie ding te doen, geniet ek dit nogals ongelooflik baie. In die week wat verby is, het ek weer opnuut gaan kyk na my boekrak. En toe vang 'n baie spesiale boek my oog. 'n Boek wat vir my persoonlik ongelooflik baie beteken. Dit is
Viktor Frankl's se Man's Search for Meaning. Hierdie pragtige boekie, kort, klein boekie, maar 'n boekie wat wêreldwyd ongelooflike groot impak gemaak het. Meer as 12 miljoen eksemplare van hierdie spesifieke boekie is verkoop. En vriende, dit het die sielkunde, selfs die filosofie, in 'n spesifieke rigting gestuur in die 19de eeu. Op bladsy 75 van hierdie boekie is daar 'n paragraafie wat vir my baie spesiale betekenis het. En vir vandag se diens gaan ek vir u hierdie kort paragraafie voorhou. En daarna gaan ek 'n bietjie die breër konteks van hierdie boekie skets. Luister 'n bietjie wat skryf Viktor Frankl vir ons in hierdie kort paragraafie. Hy sê, "We who lived in concentration camps can remember the men who walked through the huts, comforting others, giving away their last piece of bread. They may have been few in number, but they offer sufficient proof that everything can be taken from a man, but one thing, the last of human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way." Ek gaan net die laaste stukkie vir ons weer lees. "Everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way." Nou vriende, om hierdie woorde te begryp van Viktor Frankl, moet 'n mens bietjie na sy verhaal kyk. Viktor Frankl het geleef aan die begin van die 20ste eeu. Hy was een van die mees bekende sielkundiges in Europa. Hy was ook 'n Jood. Toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, is hy soos al die ander Jode gevange geneem. Jy kan nogals indink wat hy daar in Auschwitz moes beleef en moes gesien het. Ongelooflike tragedie het voor sy oë afgespeel. En hy vertel vir ons daarvan op 'n aangrypende wyse in hierdie boekie. Hy was van die min mense wat die konsentrasiekampe oorleef het, toe hy weer uiteindelik by die huis kom in 'n verwoeste Duitsland, het hy begin met sy meesterstuk. Dit wat hy in die konsentrasiekampe ervaar en beleef het, het gedien as motivering vir die skryf van hierdie ongelooflike boekie. Een van sy gevolgtrekkinge is juist dan, dat 'n mens alles kan verloor. Jy kan jou vryheid verloor, jou menswaardigheid verloor, jy kan jou familie verloor, jy kan selfs jou lewe verloor. Maar daar's een ding, vriende, broers en susters, en so sê hy vir ons, wat jy nie kan verloor nie. En dit is die laaste van jou vryhede. Al kan jy alles verloor, bly daar steeds 'n keuse vir jou. Jy kan bepaal wat jou houding, jou ingesteldheid, jou optrede is in enige gegeewe situasie. Jy kan jou houding, jou optrede bepaal. Selfs al loop jy na die gaskamers toe. Selfs al weet jy dat die dood vir jou wag. Aangrypende woorde, vriende. En miskien dink jy by jouself, maar dit is gans onmoontlik. Kyk ons na die Bybel, sien ons, daar is egter verskeie voorbeelde van mense wat daarin slaag om hulle omstandighede te oorkom, wat bo die omstandighede uitstyg, wat hulle omstandighede met die hulp van die Here transcendeer. Een goeie voorbeeld hiervan, gemeentevriende, is die verhaal van Paulus en Silas in hoofstuk 16 van die boek Handelinge. Hier is hulle in die tronk in Filippi en sien ons dat hulle keuse maak. Hulle kies om bo hulle omstandighede uit te styg. Ek gaan vir ons
hierdie teksgedeelte saam lees, Handelinge 16 vriende, vanaf vers 22 tot en met vers 31. Net 'n kort deeltjie van die groter verhaal, maar jy sal sien dat hulle op 'n merkwaardige wyse optree. En dien vir my persoonlik as inspirasie, 'n manier hoe om op te tree te midde van hierdie grendeltyd, te midde van 'n wêreld die se wiele besig is om af te val. Kom ons lees hierdie teksgedeelte saam. Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle lyf laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste stel opgesluit en hulle voete in die houtblok vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk skud. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring. Want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier." Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle buitekant toe gevat en gevra: "Meneere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit hulle vir hulle ete voor. Hy en sy hele huisgesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Vriende, ons lees net tot sover. Gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en daarvolgens lewe. Paulus en Silas moes sekerlik verskriklike dinge daar in Filippi beleef en ervaar het. Hulle het slegs die woord van die Here verkondig. Hulle het slegs van dorp na dorp beweeg en Jesus se liefde verkondig aan die mense van daardie tyd. In die dorp Filippi is daar 'n slavin met 'n waarsêgees wat hulle van plek na plek volg en uitskree dat hierdie mense die woord van God verkondig. Na 'n sekere tydperk kon Paulus en Silas dit net nie meer verdra nie en toe beveel hulle hierdie waarsêgees om hierdie slavin te verlaat. Hulle dryf met ander woorde hierdie bose gees uit die vrou. Wat hulle nie geweet het nie, is dat hierdie slavin met die hulp van hierdie waarsêgees mense se toekoms voorspel het. En toe die eienaars van hierdie slavin daarvan te hore kom en agterkom dat hulle hulle bron van inkomste verloor het hulle baie kwaad geraak. Hulle gaan toe na die stadsbestuur toe en lê 'n vals klag teen Paulus en Silas. Paulus en Silas word toe dan en daar in hegtenis geneem. Hulle klere word van hulle lywe afgeskeer. Hulle word aangerand, gemartel, en omdat hulle kamstig 'n bedreiging was vir die Romeinse doen van dinge, is hulle in die diepste sel van die tronk in Filippi gegooi. Hulle verloor met ander woorde hulle menswaardigheid. Hulle verloor met ander woorde hulle vryheid. Hulle verloor alles, broers en susters. En hulle word in 'n haaglike plek gegooi, in die diepste sel in die tronk in Filippi.
Net so kantnotaatjie oor hierdie spesifieke inskrywing in hierdie teksgedeelte. Onthou, in die antieke tyd was daar nie iets soos riolering nie. Die afval moes na 'n sentrale plek gevloei het. So met ander woorde, die tronke is soos 'n keelgel gebou. En die diepste selle, vriende, daar was 'n drein. En al hierdie afval, al hierdie gemors van hierdie tronk, het deur hierdie tronk gevloei na hierdie sentrale punt, waar alles in die grond in weggesak het. In hierdie donkerste sel, te midde van hierdie afval van hulle mede-gevangenes, is Paulus en Silas in houtblok vasgeklem. Verbeel net wat hulle daar moes ervaar en beleef het. Hulle kon baie maklik tou opgegooi het. Hulle kon baie maklik hoop verloor het. Daar in die binneste sel in die tronk van Filippi kon hulle baie maklik hulle rug op die Here draai en sê, maar hierdie geloof wat ons navolg, hierdie evangelie wat ons verkondig, dit bring ons net in die grootste van moeilikheid. Kyk, hier sit ons in die tronk in Filippi. Ek dink baie van ons, indien ons in soortgelyke omstandighede was, sou juis op hierdie wyse opgetree het. Wat doen hulle? Hoe tree Paulus en Silas op? En dit is vir my ongelooflik, dit is merkwaardig. Daar teen middernag in die donkerste uur begin hulle bid tot die Here. Besing hulle God met lofgesange en al die ander gevangenes kan dit hoor. Dan volg daar 'n aardbewing. Die hele tronk word geskit en die boeye en die selle word oopgeslaan. Meeste van ons sou gevlug het. Nie Paulus en Silas nie. Weereens kies hulle. Hulle maak die keuse om net daar te bly. Wanneer die tronkbewaarder hoor en sien dat die selle oopgebreek is, ruk hy sy swaard uit, reg om homself dood te maak. Weereens kies Paulus om te roep na hierdie man, om sy lewe te red. Hy sê, ons is almal nog hier, nie een van ons het gevlug nie. 3 keer kies Paulus en Silas om 'n baie spesifieke keuse te maak. 3 keer styg hulle bo hulle omstandighede uit. 3 keer transcendeer hulle die leed en angs en vrees wat hulle moes ervaar en beleef het. Dit is so merkwaardig, so anders, vriende, dat hierdie tronkbewaarder, die man wat dit aanskou, diep daardeur getref word. Hy vra vir hulle, nadat hy voor hulle op sy knieë val, wat moet ek doen om gered te word? Waarna Paulus antwoord, glo in Jesus Christus en jy sal gered word. Hierdie man is so diep daardeur getref, hierdie Romeinse soldaat, dat hy Paulus en Silas se wonde verbind. Later daardie aand neem hy vir Paulus en Silas na sy eie huis toe, en daar word die woord, die evangelie aan verkondig. Hulle word gedoop, en sit Paulus en Silas saam aan tafel, met Romeinse burgers, met mense wie hulle eintlik niks in gemeen het nie, behalwe hierdie nuwe geloof in Jesus Christus. Soos ek hierdie preek geskryf het, soos ek met hierdie gedagtes in die week wat verby is geworstel het, het ek keer op keer gedink, maar wat maak dit moontlik vir Paulus en Silas om juis op hierdie unieke spesifieke wyse op te tree? Wat maak dit moontlik vir hulle om bo hulle omstandighede uit te styg? En ek dink daar is 'n paar antwoorde. In die eerste plek, vriende, het beide Paulus en Silas iets van Christus se genade en verlossing beleef. Paulus veral, Paulus wat eers Saulus was, het die vroeë Christen kerk vervolg. Hy was 'n moordenaar, hy het mense gemartel en om die lewe gebring.
Maar ten spyte van dit wat hy gedoen het, het Christus in Handelinge 9 hom verskyn, op die pad na Damaskus, en ervaar hy God se liefde en genade, God se vergifnis. En omdat hy dit op so 'n unieke wyse beleef het, het dit hom geheel en al verander. En is hy in staat om hier in die tronk God te besing met lofgesonge, te bid tot die Here. Maar nog meer vriende, Paulus en Silas is gevul met die Gees. Die Heilige Gees wat hulle versterk, wat hulle vul met hoop, wat hulle geloof skenk. En omdat hulle leef hier in hierdie tronk deur die Gees, is hulle in staat om net daar te bly wanneer die tronkselle oopbars. Is hulle in staat om hierdie Romeinse soldaat se lewe te red. Is hulle in staat om hulle omstandighede te transcendeer. Nog meer vriende, Paulus en Silas glo in God en vertrou in die Here. Dat selfs in die moeilikste van omstandighede, selfs gemartel en in 'n tronk, weet hulle, glo hulle, dat God in beheer is van hulle lot en hulle lewe. Omdat hulle oortuig is van God se getrouheid, omdat hulle vertrou in die Here, kan hulle op hierdie merkwaardige wyse optree. En is hulle in staat om die woord te verkondig aan Romeine? Is hulle in staat om hierdie mense wat voorheen vyhandig was teenoor hulle te doop en om saam met hulle aan die tafel aan te sit? Ek dink daar is ook 'n verdere rede hoekom Paulus en Silas op hierdie merkwaardige wyse kan optree. Hulle onthou baie goed Christus se laaste opdrag. Jy moet die evangelie verkondig aan al die nasies, ongeag van omstandighede. Jesus sê nie aan hulle, julle moet die evangelie verkondig net wanneer dit goed gaan met julle nie. Nee, Christus sê, verkondig die evangelie ongeag van leed en pyn. Ongeag van smart wat oor jou pad kom. Ja, verkondig die evangelie selfs daar waar jy vasgeklem is, in die diepste sel, in die tronk in Filippi. Verskeie goed, vriende, wat dit moontlik maak vir Paulus en Silas om hulle omstandighede te oorkom. Verskeie goed wat dit moontlik maak vir hulle om hulle omstandighede te transcendeer. Vriende, ek dink dit is net so waar van jou en my. Hierdie verhaal van Viktor Frankl, hierdie verhaal van Paulus en Silas inspireer my. Want dit wys vir my persoonlik dat ons, ongeag van omstandighede, 'n keuse het. Ongeag van die pyn en leed wat ons ervaar, kan ons kies hoe ons optree. Kan ons kies wat ons houding is. Kan ons kies wat se roete ons inslaan. Selfs wanneer ons geboei en geketting is en ons fisiese vryheid verloor, bestaan steeds die keuse om te bepaal wat in ons gedagtes en ons hart aangaan. Ja, ons fisiese vryheid kan dalk aan bande gelê word. Maar die vryheid van ons hart, die vryheid van ons geloof, die vryheid van ons verstand, dit bly steeds behoue. Ons kan dieselfde keuses maak as Paulus en Silas, omdat ons ook dieselfde verlossing ervaar, omdat ons ook dieselfde vergifnis gekry het, omdat ons ook dieselfde liefde beleef van God elke dag. Ons beleef dit in Christus se kruisiging en in sy opstand. Ons beleef dit donderdag aand wanneer ons die hemelvaart herdenk. Ons beleef dit met Pinkster, 10 dae later, wanneer ons die uitstorting van die Heilige Gees herdenk en vier. Net soos Paulus en Silas, vriende, leef ons deur die Gees en kan ons deur die Gees hierdie moeilike keuses maak. Net soos Paulus en Silas vertrou ons in dieselfde God
Die God wat in die verlede voorsien het, en omdat hy in die verlede voorsien het, kan ons vertrou dat hy vandag steeds voorsien. Kan ons weet dat God met ons is in ons sekere toekoms. En soos Paulus en Silas kan ons omstandighede transcendeer, kan ons bo ons omstandighede uitstyg, omdat ons hierdie laaste opdrag van Christus onthou. Verkondig die evangelie van God, in goeie maar ook in slegte tye. Verkondig die evangelie van God, wanneer jy op die kruin van die golf is, maar ja ook, wanneer jy in die laagtepunt van jou bestaan is. Verkondig die evangelie daar wanneer jy suksesse behaal, maar ook daar waar jy in jou metaforiese konsentrasiekamp is. Ook daar waar jy in jou metaforiese dronke is. Miskien dink jy, vriende, dat dit baie makliker gesê is as gedaan. En dit is so. Ek dink baie keer dat die omstandighede so oorweldigend is, dat ons nie hierdie perspektief kan hê nie. As jy op sterwe is dit baie maklik om vasgeval te raak in ons eie kortstondige gedagtes. Maar juis dan, juis wanneer ons op die wyse vasgeval is, moet ons bid tot die Here, moet ons pleit tot ons hemelse Vader en vra om ons by te staan, om ons die nodige wysheid en insig te gee, om bo ons omstandighede uit te styg. Juis dan, vriende, dien die nagmaal as herinneringsteken, as 'n pitstop, as 'n lewensboei in hierdie moeilike tye. Wanneer die pad te styl en te swaar raak, juis dan moet ons aan die nagmaal dink, die brood en die wyn, en daardeur versterk word. Wanneer die pad te styl raak, wanneer ons nie meer die toekoms behoorlik kan aanskou of kan sien, wanneer ons onsself ervaar in 'n doodloopstraat, juist dan moet ons gryp na God se woord, en daarin die nodige insig en wysheid kry, en deur die Gees versterk word. Maar ook, vriende, moet ons kyk na die geloofsfigure van ouds, na mense soos Paulus en Silas, hulle voorbeeld sien, en daardeur versterk word. Juis moet ons kyk na Christus en hoe hy bo sy omstandighede uitgestyg het en daardeur versterk word. Moet ons kyk na ons medegelowiges en sien hoe God in hulle lewe besig is en sien hoe hulle omstandighede transcendeer. So, vriende, deur op die wyse op te tree, sal ons vind dat ons die laaste van alle menslike vryhede oor kan hou. Sal ons sien dat ons steeds 'n keuse het om te bepaal wat my houding, my ingesteldheid, my optrede, my roete is, selfs in die moeilikste van omstandighede. Maak ons hierdie wonderlike kragtige keuse om anders op te tree as die mense van hierdie wêreld, om soos Christus op te tree, soos Paulus op te tree, sal ons sien dat die wat dit aanskou daardeur diep getref word. Sal ons sien dat die mense wat ons optrede aanskou, ook daardeur versterk sal word, ook daardeur bemoedig sal word, ook daardeur die nodige krag sal kry om op te staan en bo omstandighede uit te styg. Ook hulle, vriende, sal deur die werking van die Gees die geloof vind, die nodige krag kry om kop omhoog hierdie lewe tegemoet te gaan. Mag die Here deur sy Gees elkeen van ons in hierdie moeilike taak en opdrag bystaan. Mag ons, vriende, in die middel van die nag, daar in ons eie tronke, bid tot die Here en hom loof en hom met lofgesange besing. Want weet, vriende, die mense daar buite luister en sien hoe ons optree. Amen.
Gemeente vriende, u kan sien, hier aan my regterkant, dat vandag die dag sou wees waar tydens ons die nagmaal sou vier en herdenk. En ek het dit goed gedink, dat ons steeds in 'n sekere sin moet voortgaan met hierdie nagmaalsviering. Want deurdat ons aan die nagmaal dink ons per implikasie aan Christus se opoffering. Dit wat hy vir jou en my aan die kruis en by die oop graf vermag het. Maar miskien het jy ook opgelet dat hierdie kragtige teksgedeelte daarvan getuig dat Paulus en Silas saam met hierdie Romeinse soldaat en sy familie aan die einde van al hierdie gebeure saam sit aan een tafel. Ten spyte van hulle verskille, ten spyte van die vorige vyandskap tussen hulle, is hulle in geloof verenig en kan hulle aan hierdie gemeenskaplike maaltyd deelneem. Daar word nie spesifiek verwys na die nagmaal in hierdie teksgedeelte nie, maar ek wil graag glo dat hulle nie net gedoop is in hierdie teksgedeelte nie, maar dat hulle ook die nagmaal gebruik het. Ons kan dalk nie vandag saam met die nagmaalstafel aansit nie, maar tog kan ons deur die Gees en in die geloof dink aan die nagmaal en daardeur versterk word. Ek gaan vir ons die nagmaalsformulier voorhou, vriende, waarna ek soos gebruiklik die nagmaal gaan gebruik. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het voor sy dood saam met sy disippels brood en wyn geneem en gesê dat hulle dit moet gebruik tot sy gedagtenis. Daarom vier ons die nagmaal. Die nagmaal is een van die kerk se 2 sakramente tot versterking van ons geloof. Met die tekens van die brood en wyn verseker Jesus Christus ons deur sy Gees van ons gemeenskap met God en met mekaar. By die tafel van die Here is ons ook saam om God te verheerlik. Ons glo dat die Here deur sy Gees by hierdie feesmaal teenwoordig is. Wanneer ons die brood en wyn ontvang, herinner dit ons dat ons verlos is deur die dood en die opstanding van Jesus Christus. Deur geloof in Jesus Christus het ons saam met hom gesterf en staan ons saam met hom op tot 'n nuwe lewe. Die nagmaal wil ons daarvan verseker dat ons aan Christus deel het. By hierdie maaltyd rig die Here ons hoop ook op die hemelse feesmaal saam met God en al die gelowiges. Ons behoort vir ewig aan God. Daarom hoef ons niks te vrees nie. Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Die Here van die toekoms. Rondom die tafel word die gemeenskap van die gelowiges sigbaar. Ons het immers almal deel aan hierdie brood en wyn. Die liefde wat God aan ons skenk, bind ons aan mekaar. Voor ons by die tafel aansit, moet ons onsself eers ondersoek en afvra of ons bereid is om deur ons doen en laat hierdie band van liefde te versterk. Ons is bewus van ons eie sonde en het daaroor berou. Omdat Jesus Christus ons vergewe, mag ons by die tafel aansit. Die deelname aan die tafel wil ons opnuut van sy genade verseker. Wanneer ons van die tafel af opstaan, stuur God ons om wêreldwyd te getuig van sy versoening, sorg en liefde. God versorg ons met hemelse en aardse brood. Kom ons versorg ander uit dankbaarheid net so. Broers en susters in die Here, u word hartlik uitgenooi om deel te neem aan die sakrament van die Here. Beleidende lidmate van gemeentes van ons kerk en van ander kerke met dieselfde belydenis is welkom om aan hierdie sakrament deel te neem, mits u in die eie gemeente ook dieselfde voorreg geniet. Broers en susters, laat ons nie fokus op die uiterlike tekens van die brood en die wyn nie, maar kom ons fokus eerder op die betekenis daarvan, naamlik die versoening in Jesus Christus, ons Here.
Die brood wat ons breek is die gemeenskap, die liggaam van Christus. Die beker wat ons drink is die gemeenskap met die bloed van Christus. Eet en drink, doen dit tot sy gedagtenis. Jesus Christus is die een wat was, wat is en wat kom. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen van die vrede gee. Amen. Vriende, broers en susters, ek wil in vandag se diens net 'n paar afkondigings met u deel, 'n paar belangrike sake wat op my hart is en wat ook belangrik is vir ons eie gemeente en die groter gemeenskap. In die eerste plek, vriende, wil ek u bedank vir u oop hand, die oop hart vir ons liefdadigheidsprojekte. Daar is nood in ons gemeente en daar is ook nood in die wyeer gemeenskap. En deur die voertuig van die diakonie en Sierstar Lifestyle het ons daarin geslaag om baie mense by te staan. Ek wil ook vir die Pinnaard huishouding dankie sê, wat in beheer is van hierdie projekte, vir al die harde werk wat hulle insit, om ons eie gemeente by te staan, maar ook die groter gemeenskap. En vriende, ek wil u uitnooi, indien u daarvan in staat is, om met inkopies of met finansiële bydrae, ons liefdadigheidsprojekte by te staan, sal dit ongelooflik waardeer word. So gepraat van die Pinnaard huishouding, u het miskien gehoor dat ons 2 weke gelede gevra het dat indien u graag gesigmaskers wil koop, kan u dit by Rihanna gaan koop. Hulle is in Webstraat, ek dink is 37 of 39 Webstraat, en daar kan u dan, ek dink vir R10 'n masker betaal, en op die wyse dien hierdie inkomste wat gegenereer word ook as 'n inkomste vir Sierstar Lifestyle, en deur die inkomste word daar ook verdere liefdadigheidswerk gedoen. Terselfdertyd, vriende, wil ek noem dat my taak as predikant, as pastorale berade voortgaan. Alhoewel ek u nie fisies kan besoek nie, kan ek u steeds kontak aan die hand van telefoniese gesprekke. So indien daar groot nood is, broers en susters, moet u nie skroom om my te kontak nie. Ek is reeds besig om elkeen van die lidmate in die gemeente te skakel. Dit is 'n lang proses, maar u kan ook die telefoon optel en my skakel, en op die wyse kan ons dan in kontak tree. Ek wil ook die aandag daarop fokus dat al ons preke, ons oordenkings versprei word in die hand van Facebook in die eerste plek, maar ons is ook nou in die tweede plek besig om ons YouTube kanaal op die been te bring. Miskien het u opgelet dat Woensdag se oordenking daar geplaas word en van nou af van elke erediens ook van Sondag op ons YouTube kanaal geplaas word. So indien u dit nie op Facebook lewendig kan kyk nie, kan u dit altyd later gaan kyk op YouTube. Terselfdertyd word 'n kort greep van die preek per WhatsApp versprei. Ons het ongelukkig 'n 30 minuut limiet op ons WhatsApp boodskap, so u sal, indien u die WhatsApp boodskap volg, nie die volle erediens kan ontvang nie. Daarvoor sê ek dan baie jammer. En in die laaste plek, vriende, en ons het dit genoem in die erediens, die donderdag wat kom, is dit die herdenking van die Hemelvaart. U kan dit nie glo nie, dit is 40 dae na Paasfees. Ons is reeds al veel langer as 40 dae in hierdie grendeltyd. En ek nooi u hartlik uit om dan donderdag om 7uur in te skakel by ons Hemelvaartsdiens. Alberton Wes en Alberton gemeente gaan die geleentheid meemaak. En ek glo, vriende, dit gaan werklik waar baie beteken vir baie lidmate van ons kerk. So asseblief, vriende, dan sien ek en praat ek met u dan donderdag
7 uur, net hier. Mag u dan nou 'n geseënde, pragtige dag en week hê, mag u gesond bly, maar nog belangriker vriende, dit is vir my ongelooflik waardevol, mag ons bo hierdie omstandighede uitstyg, mag ons deur die hulp van die Here, deur die werking van die Gees, die keuse maak, om met 'n stuk positiwiteit hierdie wêreld in te gaan. Mag ons die keuse maak, om op 'n sekere wyse op te tree, en daardeur Jesus Christus aan hierdie wêreld te verkondig. Mag die Gees ons elkeen hierin bystaan. Baie dankie en totsiens.